Ons gesels oor veerkrag deur gemeenskap en dit juis in die beginsel van veerkrag wat ons help om te floreer. Verbindings met ander bou emosionele krag, vertel professor Martin Seligman in sy boek oor Learned Optimism. En tog is ons geneig om hierdie veerkrag deur gemeenskap te onderskat. In die westerse wêreld, ek dink dis waar dit vanaf kom, word persoonlike deursettingsvermoë en om op jou eie sterk te wees besonder aangeprys, of dit nou bewuslik of onbewuslik gebeur. Maar dis egter nie hoe ons deur God gevorm is nie. God het ons gevorm om in koneksie met mekaar te oorleef en so te leef. Ek lees vir hoe pragtig word dit beskryf in Prediker 4 vers 12. Een alleen kan oorweldig word, twee saam kan weerstand bied. 'n driedubbele tou breek nie maklik nie. Die waarheid is dat ons meer veerkrag kan ontwikkel nie deur individuele krag nie, maar deur die krag wat ervaar en beskikbaar word in koneksie met ander. Met ander woorde, in gemeenskap. Die afgelope tyd het 'n vriend vir ons deur 'n lang tyd van swaar kry gegaan. En hy sê vir ons dat hy net besef het dat 'n mens algemene vriendskappe het, maar dat 'n mens nie noodwendig altyd jou binneste met ander mense deel of dit oopmaak nie. En tog het hierdie tyd het hy besef wat die waarde is van mense wat regtig vir hom omgegee het en vir hom bygestaan het in die proses. Met ander woorde, koneksie gebou het met hom. En hy lyk 'n ander mens, omdat mense hom gehelp het, nie net met veerkrag om die situasie te hanteer nie, maar juis ook die veerkrag om beter aan die ander kant uit te kom. 'n enkele tou kan maklik breek, sê Prediker, maar 'n driedubbele tou is baie sterker en baie moeiliker om te breek. En hierdie simbool wat Prediker gebruik, help ons om te verstaan, die driedubbele tou is juis die simbool van gemeenskap, van samehorigheid, van ondersteuning. Hier is 'n vraagie vir jou. Het ek te lank op my eie probeer aangaan? Met wie kan 'n koneksie maak om die veerkragtoue meer te maak? En vir wie kan ek dalk 'n tou wees om hulle te help? Gesels met God hieroor in gebed. En doen dit dan. Leef geïnspireerd.